90.5. Sosiale media oor hierdie teddybeer wat in 'n venster gesit het. En daar was 'n klomp klein mensies wat elke dag na hierdie teddy gekyk het en toe een keer op 'n dag, toe's die massiewe teddy waarop hulle so uitgekyk het, toe's die nou nie meer daar nie. Weg is hy. Ja. Maar die is intussen nou weer terug. Ja. En ons het toe nou agter die kap van die byl gekom. Ja, en die kinders wat se harte so verbly is deur die teddy is van The Miracle Mansion af. En saam met ons in die studio is Janus van Backstrom. Hy is die stigter en die sentrumhoof van The Miracle Mansion en Elmarie Schultz, sy's 'n tutor daar. Hallo julle. Goeiedag. Welkom hierso. Baie dankie. En ook saam met ons sal jy vir Teddy sien. Hulle het hom saamgebring. Julle het hom toe opgespoor. My magtig. Ons het hom opgespoor, ja. So, Teddy is in 'n venster waar van die kinders verbyry op pad skool toe, is ek reg? Dis korrek, ja. Elke oggend sien hulle hom en elke middag sien hulle hom op pad huis toe. En die het nou outfit changes en alles, nê? Nee? Ja, so elke af en toe met groot rugby of enige spesiale geleentheid. Kersfees, Paasfees, Ja. Dan verander die outfits van die teddies en vuvuzelas word bygelas en Cute. alles en toe is Teddy net weg. Ja, verdwyn. En toe so deur nou die grapevine en goeters was Teddy se mense op vakansie en Teddy was bietjie in lockdown, het jy gesê? Ja. En Teddy is nou terug en nou is die kinders weer happy. Teddy is terug, kinders is happy, nou het ons weer iets om te gesels in die kar in die oggende Okay, hoor. want daar's natuurlik kinders wat nie vervoer het nie, wat julle aanry met die bussie. So dis nou die wat jy nou met al die kinders chat oor Teddy. Dis reg, ja. Dit is ongelooflik hoe so 'n klein dingetjie soveel joy in hierdie kids se lewe kan bring. Dis amazing. Absoluut, ek moet sê julle, ek het nie besef hoe groot hierdie ding sou opblaas toe ek gevra het waar die Teddy is, want die kinders het ons mal gemaak. Ja, hulle het rarig. Dit was elke dag Teddy is weg. So nie net het julle die kinders wat die hele tyd hier in julle ore is en sê die Teddy, ons kry nie die Teddy nie, maar jy weet nou het julle die plasing gemaak op Facebook en uitgereik na die gemeenskap en gesê asseblief help net, laat ons net uitfigure wie is die mense en waar's die Teddy? Sit net die ding terug at least, jy weet, julle kan weer terug gaan op vakansie, ons soek die Teddy. Maar dit het toe nou later gebeur en soos wat Nini sê, dit bring soveel vreugde aan al hierdie kinders, maar vertel ons gou net in kort bietjie Miracle Mansion. So Janus, ja, Miracle Mansion is jou droom. Yes. Vertel ons waar kom die droom vandaan? Weet julle, ek myself het 'n dogter met uitdagings en sy het regtig gesukkel in mainstream skole. Nie dat daar enigiets fout is met 'n mainstream skool nie, dit het net nie vir my kind gewerk nie. Ons het verskillende plekke probeer en na gekyk maar nêrens 'n plek gevind waar sy regtig happy was en gelukkig was. En ekskuus om jou in die rede te val, maar ek dink jy het dit verstaan want jy kom ook van 'n plek af waar jy in 'n mainstream skool gesit is en nie kon cope nie, nê? Kyk ja, ek wat nou in my 40's is, toe ek op skool was jy stout en besig geweest. Daar was nog nie diagnose geweest van enigiets anders nie. So ek myself met ADHD het baie gesukkel in die skole, maar you had to walk it off. Dis nou maar hoe dit was. Ja. So ek verstaan dit uit 'n persoonlike oogpunt uit verskriklik goed waardeur hierdie kinders gaan. En jy wou iets anders vir jou dogter hê. Ek wou iets anders gehad het vir my dogter. Okay. En so het ek een oggend opgestaan en vir my liewe vrou gesê ek gaan 'n sentrum oopmaak en sy het vir my gevra as jy mal en ek het vir haar gesê ja, jy weet ek is. En so het Miracle Mansion toe nou ontstaan. So vertel ons van Miracle Mansion, wat gaan daar aan? Vertel ons van die kinders wat kom. Ek sal nou laat Elmarie ook 'n bietjie insette lewer, maar ons kyk regtig vir kinders met uitdagings. ADHD, ADD, ons het kinders met autisme, ons het kinders met al die afkortings in 'n mediese handboek, kinders wat op baie medikasie is, kinders wat op geen medikasie is. Ons kyk regtig vir daai kinders wat voel they just don't belong. En dis ook waar ons lese vandaan kom, connection before correction. Is met hierdie kinders moet jy 'n regtige band bind en jy moet connect met daai kind voordat jy enige iets kan probeer leer vir daai kind, want hulle leer anders, hulle dink anders. Ons het
seentjie met autisme wat by ons begin het, heeltemal non-verbal. Hy praat nou al 5 woordsinne met ons. Wow. En sy wiskunde is ongelooflik goed. Daai kind is hoogs intelligent en ons mis hom die dag as hy nie daar is nie. Ja. So ons probeer regtig 'n veilige hawe skep vir hierdie kinders teen bekostigbare pryse vir ouers, want ouers sukkel, die lewe is duur daar buite. En dis hoekom ons besluit het om die sentrum te begin wat ons begin het om dit vir ouers regtig so bekostigbaar as moontlik te maak. Ons sluit skryfbehoeftes en ons doen perdryterapie lesse met die kinders. Sure. Ons laat hulle groente groei, hulle speel. Vrydag doen ons geen akademie nie. Vrydag is net Speel en explore mal gaan en dan kan ek ook bietjie rus na 'n besige week vol akademie en Ja. dan speel ons net lekker saam. Hoorie, so ek wil nog praat oor daai slapelose nagte wat jy deurbid vir die Here om te voorsien. Ek wil praat oor die plakkies. Ek wil hê Elmarie moet ons ook 'n paar stories van die kinders vertel. Wat daar by die Miracle Mansion te vind Nie was. beer nie, Teddy. Teddy, Okay, dis Teddy sy beer, naam. Teddy beer. Het ons toe nou tot op jy weet 'n bietjie tot op 'n punt gekom en ons het vir Janus van Bakstrom, hy is die stigter en die sentrumhoof van The Miracle Mansion. Hy sien en hy het ons bietjie vertel wat daar gebeur het. Dit is ook een van die tutors daar, Elmarie Schultz. So, ons het nou vinnig so van die lig af gesels. Julle het kinders van graad R tot graad 12, maksimum 6 kinders in 'n klas, so dit is baie individuele aandag en Sunay het die ingehuppel met stories van kinders en suksesverhale en 'n seentjie wat op of 'n kind wat op 7 pille 'n dag was wat af is na 3. Elmarie, vertel ons net 1 of 2 van die suksesstories wat jy al beleef het by the Miracle Mansion. Party van hierdie kinders, jy dink jy kan nie cope nie. Maar hulle kort daai aandag, daai liefde. Ja. Die suksesstories wat jy kry agter dit is om 'n voorbeeld net te gebruik, 'n kind wat nie kan skryf nie. En na 'n paar maande dan ewe skielik wham, dan skryf daai kind en hulle is so excited om jou te sien in die oggende. En ek dink net amazing. Hoe hulle ook equipped moet voel. Ek bedoel 'n kind wat nie kan kommunikeer nie, wat ewe skielik kan praat, 'n kind wat nie kan skryf nie, wat ewe skielik kan skryf. Hoe amazing is dit? Dit maak ons harte bly. Jy weet, dit gee ons 'n doel om elke dag terug te gaan. Ja, Baie absoluut. cool. Janus, maar jy het nou so vinnig genoem net vir die breek dat jy weet 'n sentrum soos hierdie kom nie sonder uitdagings natuurlik. En enige iemand wat nou ooit naby perde was, julle doen perdeterapie en sulke goeders. Dis 'n duur storie met hierdie perde. Weet jy wat op die jaar dit is? Dis 'n baie duur storie met die perde en al die drome. Kyk, ek kan 'n ligkasteel vir jou bou, nee, baie vinnig en baie groot en dan Elmarie en my vrou is altyd the sense of reason en dan sal hulle vir my vra en budget. Dan sê ons worry later oor budget. Ons het 'n busie nodig. Ons wil 'n gimnasium, 'n gym begin vir die kinders by die skool. Want om hulle aktief besig te hou, 5 minute op 'n treadmill vir hierdie kinders is vir, en ek haat die woord normale persoon, maar vir 'n mainstream persoon soos 'n uur op 'n treadmill. Binne 5 minute kalmeer hulle word rustig en hulle kan weer aangaan. Hoorie so, ek wil net sê, weet jy hoe baie treadmills staan daar in mense se garages? Daai treadmills moet in kom nie. Ja, Stuur dit aan na Miracle Mansion. gaar stof op, daai goed moet gebruik word. So dis die drome gimnasium. Wat se drome het jy nog? Jy kan maar hier praat oor Hoeveel jou tyd het drome. ons? Praat maar. Kyk op hierdie stadium ry ons die kinders aan. Ek doen so 3 trips in die oggend met my vrou se Toyota 2001 Corolla met die boot wat nie meer heeltemal toemaak nie, so die kinders lag verskriklik oor elke hobbel. Gaap ons vir die mense agter ons. Maar 'n busie is vir ons 'n groot behoefte. 'n Gimnasium is vir ons 'n groot behoefte. Hanging pots waar die kinders kan gaan sit net om veilig te voel is vir ons 'n groot behoefte. Ons sentrum is perdestalle wat ons omskep het in klasse. Die ceilings sal great wees. Dis koud in die winter en warm in die somer, maar die kinders geniet dit so om saam te kom en ja, ons het baie harde klippe al gekou, maar nog elke keer het daar vir ons 'n deur oop gegaan. Daar's baie aande wat
ons sit en dis emosioneel uitputtend, julle ouens, Ek kan om dit. daagliks met hierdie kinders te werk. Dit en dan nog die finansiële kant. En dan nog die finansiële kant. Daar's aande om wat ek myself aan die slaap probeer hou, dan raak ek nie aan die slaap nie, dan stuur ek 3 uur in die oggend vir Elmarie 'n boodskap en sê ek het gedink. En dan antwoord sy my 3 uur die oggend en want sê jy's was ook dit wakker, seer? Elmarie. 'n mens moet, jy weet, as daai foon afgaan, dan weet jy, okay, ons het nou weer 'n plan Ja. en erns moet ons daai plan deurvoer. Maar Janus, jy sê tog elke keer voorsien die Here. Elke keer as ek dink 'n deur word toegeklap en toegespyker, dan ernstig kom daar op die regte tyd wanneer ons dit nodig het, word daar 'n muur afgebreek. Maar dit is wat gebeur as jy doen wat die Here wil hê jy moet doen, hè? En weet julle, ek het toe ek The Miracle Mansion begin het, ek wou net 'n sentrum begin vir kinders wat sukkel. Ek het nooit in gedagte gehad autisme en erge ADHD en laat ek vir julle sê 2 kinders met autisme of 2 kinders met Aspergers kan jy nie dieselfde behandel nie. Ja. Hulle simptome, hulle triggers, alles is anders. totaal en al anders. So wat werk vir die een, werk nie vir die maatjie wat langs hom sit nie. Sure. En dit het Elmarie ook nou al gesien. Ek wil vir julle graag een van Elmarie se suksesstories vertel. Sy het 'n kind in haar klas wat tel 1 2 4 5 7. Hy kan nie 3 en Hy's van disleksie ook, Ja. hy's disleksie Ja. ook, so hy draai dit nog om ook. Okay. en vanoggend met opening toe staan hy op en hy begin tel 1 2 3. Wat? En net om daai 3 te hoor uit sy mond uit was vir ons soos een van die kinders wat regtig waar 'n maraton gewen het. Wow, Hy het dis nou awesome. 3, hy 3 vasgevang. Een van die ander kinders wat sukkel met Thursday. Hy het Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Hy kan nie Thursday onthou nie. En gedurende die vakansie toe laat weet sy ma my, "You remember Thursday but now he's forgetting Wednesday." Maar weet jy, so you win some, you lose Ja. some, maar dis regtig waar. 'n wen is 'n wen. hè. 'n wen is 'n wen. Vat En hom soos hy kom. weet jy, Doopie, op die eind van die dag kyk ek na hierdie kinders en Elmarie sal saam sê, baie keer leer ons baie meer by hulle Ja. Ja. as wat ons vir hulle leer. Hoorie, maar Janus, gepraat daarvan, julle het 'n storie met jy in jou plakkies wat hier sit, in jou plakkies. Dis 'n groot gespottery by die skool. Ek dra altyd plakkies. Ja. Vanoggend toe ek met tekkies by die skool aankom, toe's al die kinders in awe want wat gaan aan? Ja. En Dus jy nou opgedres. dis ek vir hulle nee, dis net omdat dit koud en nat is, maar my Ja. plakkies is in my sak. Ek sal dit later Ja. aantrek. Maar eendag ook toe die kinders my so vra, "Julle, ek kan nie kaalvoet loop nie op 'n mat nie, nie op 'n teel nie, nie buite nie. Ek het sagte voetjies." Ja. Dit is nou maar hoe dit is. En eendag toe vra die kinders my ook, "Hoekom dra ek plakkies?" En ek sê net dat ek kan nie kaalvoet loop nie. Dit is regtig waar. Ek gly gereeld in die nat met my plakkies, maar ek loop met hulle. En so rukkie daarna kom 'n een kind by my en hy sê vir my, "Weet jy meneer, liewe Jesus het die wêreld verander in sandale." Oh wow. En Wow. weet jy om so iets te hoor van 'n kind van 13 Wow. wat Oh. toe hy by ons begin het, my nie in die oë kon kyk nie. Glad nie 'n woord met my gepraat het. Jo. Om uit te kom en dit te sê was vir my net dis regtig, dit maak dit wat ek doen die moeite werd op die eind. Ja. Hoorie, so by ons hier in die studio. Het ons ook een van ons eie vriende. So ek wil hê jy moet hierdie teddy vashou en voel en dan vir my sê of jy weet wat hierdie teddy is. Jy moet styf vashou. Dis 'n Dis nie 'n standaard teddy nie. Ja. weighted teddy. Ja. So saam met ons op die lyn het ons vir Miana Spies. Sy is 'n psigometris wat spesialiseer in kindersopvoedkunde en studiemetodes. Hallo Miana. Goeiemiddag julle. Dis lekker om saam met julle te kuier. Miana, dankie dat jy weer bietjie met ons kom gesels hierso op die groot trek vir jou mense, my mense vandag. So ons is nou net gou besig om 'n bietjie te verduidelik van hierdie terapie teddies wat ons so gereeld van gebruik maak, want soos wat Janus nou al gesê het, is hierdie kinders het 'n bietjie van 'n ander aanslag nodig as in 'n gewone skool en baie van dit gaan oor
individuele aandag en comfort, 'n spasie waar hulle kan veilig voel. En dit is ook iets wat hierdie tipe teddies bied, né? Ja, absoluut. So wat die teddies doen is dit werk op 'n kind of 'n persoon se propriosepsie. So wanneer dit op 'n kind se skoot is, plaas dit drukking op sy heupe en sy knieë en sy enkels wat dan sy senuweestelsel so 'n bietjie kalmeer en dit skei 'n stof af wat 'n mens noem oksitien wat basies dieselfde gevoel vir 'n kind gee as wat hy 'n drukkie sou kry. So dit ground die kinders, so hulle is nie so bang nie, hulle is nie so angstig nie. Dit maak hulle kalm en rustig en wanneer 'n kind kalm en rustig is, dan kan hulle baie beter konsentreer en effektief leer. So dit is die hele storie agter die teddies en ons kry ongelooflike resultate daarmee. So Miana, Janus skud sy kop want ek dink hy ken hierdie en hy weet wat 'n verskil hierdie teddies maak. So Janus, ons kan julle definitief nie huis toe stuur met net een van hierdie teddies nie. So Miana, hulle het 28 vir een vir elke kind in die skool geskenk plus ekstra as daar nuwe kinders in die skool inkom. So baie dankie Miana. Dit is 'n baie groot plesier. Absoluut 'n voorreg om deel te wees van hierdie projek. Ek sê vir julle dankie en Janus en almal julle eers dankie vir die werk wat julle doen. Dit is net ongelooflik om te weet mens kan 'n verskillende kind se lewe maak. So ek hoop regtig julle kan die waarde van hierdie teddies gebruik en dit sal vir my lekker wees as julle vir my kan terugvoer stuur dat ek kan hoor hoe dit gaan. Laat weet vir my. Miana, ek weet nie hoe sê mens dankie nie. Ek moet sê ek het al gaan navorsing doen oor die teddies en die weighted blankets en gaan kyk en dit dis 'n ongelooflike geskenk. Dis nie goedkoopie. Dit is nie. Mag ek ook maar 1 gram op my skoot te sit? Ja, is baie dit is wat weet vir my. Dan bring ons vir julle volwasse teddies. Ons maak nie net vir kinders nie. En die onderwysers en fasiliteerders het beslis elkeen ook een nodig. So laat weet gerus vir my hoeveel van julle is daar en dan sorg ons dat die volwasse teddies ook vir julle uitkom. Miana, dankie Miana. So baie dankie. Ons waardeer dit, hoor. Baie dankie. Gesels weer, bye. Bye. So ja, hierdie teddies is ongelooflik spesiaal en ons het nou al op jou mense, my mense het ons dit uitgedeel, maar toe ons hoor van die kiddies en spesifiek Sunetjie dan buite en sy hoor. Sy hop soos 'n hasie, sy wil vir hierdie kinders hierdie teddies. Sy soos hierdie groot teddy, maar dit is nie so cool soos ons klein teddies nie, so ons moet dadelik 'n plan maak. Dit is ongelooflik. Julle dis regtig waar dis iets wat van die tikluisie kan afkom. Awesome. Dis amazing. Maar ja, ons sien ons skryfbehoeftes ook op die tiklysie. So hier's R3000 geskenkbewys om lekker skryfbehoeftes te koop vir die skool. Tik. net nog 'n duitjie wat ons probeer volmaak. So Janus vir julle daar by Miracle Mansion. Julle doen ongelooflike werk en dankie soos wat julle nou gesê het, hierdie kinders moet anders benader word as soos die standaard wat jy nou gesê het wat verkeerd is. Ons eie mevrou Suid-Afrika het nou die dag gesê differently abled. Nee, en dit is wat hierdie kinders is. So dankie vir die ongelooflike werk wat julle doen met hierdie kinders en die geduld en die liefde wat julle vir hulle gee en dat hulle ook kan voel dat daar 'n toekoms alhoewel daar uitdagings is. En dis stunning. Ons kan nie wag om die foto's te kry met al die kids en die beertjies. Dit en ek gaan nou in mense se garages begin kyk wat stof opgaar. Luister en jy lag so lekker. Hierdie Nina draf vroegoggend. En as iemand uit daai garage uit trek en sy sien 'n treadmill, gaan sy stop en sê, "Ek gaan volmaal." Hoorie, gebruik jy daai ding? Nina, dit sal great wees. Enige gym equipment wat mense wil skenk, julle regtig waar. Ons kinders het 'n groot behoefte daarvoor. Amazing. Awesome. Dankie dat julle hier kom kuier het en stuur liefde vir daai oulike kinders daar by Miracle Mansion. Baie dankie.